wat 'n heerlike geleentheid om die Here so saam te mag loof en prys. Net 'n paar reëlings vooraf. Ons wil asseblief vra dat jy die maskers weer so opsit. Ons weet dit is ongemaklik, maar dit gaan oor ons veiligheid en om die regering ook te gehoorsaam aan dit. Ons vra dat jy voorsien al die maatreëls van die regulasies sal nakom. Ons badkamers is hier agter die gebou, die van die wat nie weet nie. Dit is ongelukkig gesluit tydens die diens weens veiligheid, maar die sedel is beskikbaar hier in die moederskamer hier agter. So stap gerus om die gebou, gaan nie met die deur in die moederskamer en kry die sedel daarso. Dan kan jy die badkamer so gebruik. Ons vra dat jy nie kinders alleen sal stuur nie. Dit is maar 'n voorsorgmaatreël. Ons sê dankie aan die NG Kerk van ons kant af, van die Gereformeerde Kerk se kant af, wat ons so saam mag wees vandag. Dit is die NG Kerk se diens hierdie jaar, maar dit is heerlik om dit so kan saamhou in ons kerkgebou. Daar word ook die doop bedien aan 5 kinders vandag. Ons begin ons ontmoeting met die Here en met mekaar met hierdie woorde van Efesiërs 2. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. En van die Here se seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons Psalm 33, die eerste en tweede vers, en dan kan ons daarna bly staan om ons geloof saam te bely.
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Jy is welkom om die plek weer in te neem. Ons luister saam na die Here se woord uit Eksodus 20 en dan kan ons bly sit om lied 155 te sing. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik en ongestraf laat bly. Die vierde gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie met anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En as so na die Here se wet luister, dan kom staan ons voor hom en ons maak ons harte voor hom oop en vra hom, Here, kyk in ons harte en wys vir ons waar ons u genade miskyk en ons eie lewe wil gaan soek. Dis hoekom die 10 gebooie met ek is die Here jou God begin. Kom ons antwoord hierop en dan sing ons lied 155. Ons kan net so sit en dit doen en daarna nooi ek vir Louis Kobus om die doop te kom bedien. Amen.
Goeiemôre. Ons wil ons as NG Kerk in Burgersdorp wil vir baie dankie sê vir die geleentheid dat ons vanoggend saam met die Here kan aanbid in hierdie pragtige kerkgebou. Dis soos jy weet, hervorming Sondag. Dis 'n gesamentlike diens wat ons veronderstel is om aan te bied, maar as gevolg van die koepel, soos jy weet, wat afgebrand het, is ons spasie beperk. En toe het julle as gemeente ons genooi om vanoggend saam met julle diens te hou. En dis ook makliker vir ons as gevolg van die feit dat ons 5 dooppare het met hulle kinders en julle het 'n pragtige moederskamer wat ons daarvoor kan benut. Vriende, terwille van die COVID-regulasies gaan ek het verseelde water gebring. Die COVID-regulasies sê, ek verduidelik dit maar net vir u, ek moet voor die ouers die waterbottel oopmaak en die water in die doopbak gooi. Ek moet my masker ophou en ek moet sigbaar voor die ouers my hande sanitize. Ek weet nog het ek Engelse woord gebruik. My hande net reinig. So ek sal dit doen. Ek wil net vir julle sê, julle is bevoorreg om 'n dominee te hê met so 'n pragtige stem. In die begin het ek saam gesing, maar toe hoor ek hier's 'n manstem wat so mooi sang en toe besef ek dis julle dominee. Toe hou ek sommer op sing. Toe luister ek na hom, jy het 'n pragtige stem aan hoor. Is 'n wonderlike voorreg om jou te hoor sing. Vriende, ek wil nie anders so tyd verder steel nie. Ek gaan dan nou voort om die doopouers te roep en ek vra soos ek hulle name noem dat hulle asseblief na vore sal kom. Die rede dat ek nie 'n mikrofoon gebruik nie is ook as gevolg van die COVID-regulasies. Ons handhaaf sosiale afstand, so ek gebruik nie Hanno se mikrofoon nie. Die volgende ouers roep ek asseblief na vore, Isak en Ansonay Jacobs. De Wet en Anelda Dreyer. Gerard en Benien Botha. Goeiemôre. Hanno sê vir my, ek moet die mikrofoon gebruik, want die ouers in die moederskamer kan my nie hoor nie. Dus kon toch dat ek nie my baadjie aan het, ek krijg vreeslik warm, ek krijg vinnig warm, ek sal my baadjie aantrek as ek die deur bedien. Die volgende ouers, roep ek asseblief na vore, dit is Jaco en Jean Koen. En dan Christopher en Danita Brandt. Goeiemôre aan julle as doopouers. Baie welkom. En ons deel aan julle voorreg vanoggend. Dit is ons vreugde om vanoggend saam met julle die doop te vier. Die doop is 'n sakrament en dit is 'n getuienis van die Here se liefde en die verbond van genade wat die Here met ons sluit. En julle as ouers van namens julle kinders. Ons het met die meeste van julle almal behalwe nou
een egpaar doopgesprekke gehad. Ek het maar hierdie week die laag gelê, dis hoekom ek die laaste doopgesprek nie kon doen nie, as gevolg van COVID. Persoon met wie ek kontak gehou het, maar julle kan verseker wees, ek het geen simptome nie sover ek weet nie, en ek sal sover as moontlik my afstand handhaaf, en dis hoekom ek die week bietjie laag gelê het, en laat op veel gehandhaaf het. Maar ons het al met hierdie egpaar by 'n vorige geleentheid doopgesprek gehad, so dit is nie vir hulle nie. Vriende, ek gaan die formulier vir die bediening van die doop aan u voorhou, en dan kan ons oorgaan tot die bediening van die doop self. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dis hoekom Jesus in Johannes vir Nicodemus, die bekende rabbi en leermeester, gesê het, jy moet weer gebore word, geestelike geboorte. Daardeur deur die doop bevestig die Here dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van hierdie verbond. Verbond, soos jy weet, is kerklike taal. Verbond beteken maar net ooreenkoms, of ons kan dit nog sterker stel, 'n kontrak wat die Here reeds in die Ou Testament met Abraham, die vader van alle gelowiges, gesluit het. En in die Nuwe Testament het Jesus dan nou die nuwe verbond vir ons ombring met nuwe tekens, waaronder die doop. Die doop verkondig dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sondes deur sy bloed afwas. Dat ons ou sondige lewe saam met Jesus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons weer deur sy opstanding lewend gemaak word. Die doop is 'n seël van die inleiding in die kerk. Ons praat van die sakramente as 'n teken en seël, en daarom is die doop 'n seël van die inleiding in die kerk van Jesus Christus, en verplig die doop ons om as lewende lidmate te lewe. Die doop sê dat ons as gedooptes, dis nou julle kinders en ons wat reeds gedoop is, dat ons die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien. En deur hierdie sakrament verseker die Here vir ons dat hy Wese Gees in ons woon, en dat ons lewens dan ook daarvolgens moet inrig. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. En daarom doop ons nie kinders van ongelowige of heidense ouers nie. Daarom, julle as ouers staan in, en daarom is daar 'n groot verantwoordelikheid. Ons het dit ook in die doopgesprek aangehaal of aangeraak. Daarom is daar 'n groot verantwoordelikheid op julle as ouers om hierdie kinders in die weë van die Here groot te maak. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Ons praat in die Grieks van oikos tekste. Oikos is Grieks vir huis. Jy sal sien in Handelinge waar daar heidene was wat tot geloof gekom het, dan is die hele gesin gedoop. Pa, ma en al die kinders. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid van die doop nie. Trouwens, ek beklemtoon juist die feit dat dit die Here is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief en hulle verlossing neem. Jy sal sien dat die Here die handelende agent is by die doop. Ons ontvang net hierdie gawe, die doop van die Here, soos ons verlossing as 'n gawe van die Here ontvang. So die Here is die een wat handel in die doop. En jy sal sien dat in die Ou Testament was die Here wat aan Abraham verskyn het, wat die inisiatief geneem het en vir Abraham gesê het, ek wil hierdie verbond met jou sluit. So die inisiatief kom altyd uit die hemel, kom altyd
En dan ons is nou in 'n skaapwêreld om net die doop vir die kinders te verduidelik. Wanneer word die lammetjies gemerk? Wanneer maak jou pa sy merk op die lammes aan? Bring dit aan om te wys vir ander boere dat hierdie lammes aan hom behoort. Hy wag nie dat die lammes groot is nie, volwasse skape word nie, hy bring dit reeds aan terwyl hulle nog klein is. Op dieselfde wyse bring die Here die teken aan, alhoewel ons kinders dit nie verstaan nie en nog nie geloof het nie. Daarom die fokus, en dis die laaste ding wat ek nog gaan sê, die fokus in die doop is die genade van die Here. Dis die Here wat die inisiatief neem. En hy sê vanoggend vir julle as ouers, maar veral ook vir julle kinders, hy is julle hemelse en hulle hemelse Vader. Julle moet op die volgende 4 vrae antwoord. Ten eerste bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bely julle, getuig julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van die kerk bevat is en in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is, ander groei in die Bybel. Derdens, beloof julle om hierdie kind, vanweer die ouers of voorges in hierdie leer en die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig en onderwerp julle self aan die onderlinge opsig en tug. Ek gaan vir elkeen van julle vra om hardop te antwoord. Christus, Johan, Jacob, Gerard, Berlin, De Wit, Anelma, Isaac en Ashley. Ek gehoor dat hulle positief geantwoord het en dan is dit dan ons voorreg om oor te gaan tot die bediening van die doop. 'n Vriende maak miskien vir wie wat in die gereformeerde kerk is vriend wees, maar ons het 'n gebruik in die NG Kerk om by 'n doopgeleentheid 'n kers aan te steek. Die simboliek van die kers wat brand is maar net die nuwe lewe wat God vir ons bring deur sy woord en deur sy gees en deur Jesus Christus. En daarom vra daar moet maar kyk, die put lê laag. Daarso is 'n leier en vuurtjies. Jy weet sal weet die eer doen en die kers ons aansteek voordat ons dit doen. So die lig simboliseer maar net die lig wat ons sê in Jesus Christus. Ek moet sou dankie. Baie dankie. Dan vra ek dat die kinders van die ouers die babetjies asseblief ingebring sal word.
Gaan maar eers met die beloftes begin, die ken Isak en Ansonej. Ansonej Jacobs, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Dan weet jy maar nou van Breyer. Gary Francis Dreyer. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Gerard en Benien Botha. Ons in seën uit dieselfde, want hulle met hulle identiese nee, ek bedoel nie die haarstyl, ek bedoel die hemde. Ons drie lyk dieselfde. Gerard Botha. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Jacob en Jean Koen. Gelukkig het ek 'n masker op, so sien nie my lelike bakkies nie. Ralf Alexander Koen, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Christopher en Donita Brandt. Dou Brandt, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanoggend kon hê om hierdie kinders te kon doop. Dankie vir die sakrament van die doop wat getuig van u genade en van u liefde vir ons as mense. En dankie dat u deur hierdie teken van die doop sê dat u ons hemelse Vader is. Ons bid, Here, vir hierdie ouers. Ons bid dat u vir hulle insig en wysheid sal gee hoe om hierdie kinders in u weer groot te maak. Ons bid vir hierdie kinders, ons bid, Here, dat soos hulle groot word, dat hulle u sal leer ken en dat hulle u bo alles sal lief hê. En dat hulle eendag sal getuig, ek ken die Here, ek leef in 'n verhouding met die Here en ek behoort aan die Here. En wat met die doop gebeur het op 25 Oktober die jaar 2020, dit het waar geword in my lewe. Dankie, Here, vir die guns en die seën. Seën hulle as doophouers, seën hulle as familie. En dit wat ons in die wonderlike naam van Jesus Christus sal leer. Amen. Ons vra dat die doophouers asseblief na die gemeente sal draai. Ons bly net so sit, en dan sing ons vir die 268 vriende as seënbede.
van ons diakens en een van ons ouderlinge, ek kan nou net van julle almal sien nie, kan julle asseblief na vore kom, dat ons net vir 'n ander keer dan die Bybels en die doopseels. Jan-Drie en Pia, baie dankie. Baie geluk aan die familie van die doophouder. Baie seënpie. Baie dankie julle kinders. Baie dankie en baie geluk ook van ons gemeente se kant af. Aan die gemeente en ook aan die ouers en familie. Ons bid kortliks saam en dan luister ons na die Here se woord. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, Here, dankie vir die voorreg om hierdie te kon sien. En dat U ook met ons harte praat daardeur. Ons wil vra dat U ons met nou sal lei wanneer ons na U woord luister. Wil U ons die aandag en die energie gee om te fokus, sodat ons deur die woord geraak mag word. En U dat deur die Gees kom doen in ons harte. Ons bid dit vir groot en uit, U klein en jonk. In die naam van Jesus Christus, amen. Ons sal saam lees uit 2 Kronieke 34. Jy kan gerus op die bord volg of dit oopmaak voor jy. Jy kan dalk sinvol wees om dit voor jy oop te hê. Terwyl jy blaai Kronieke en Konings is boeke wat redelik saamhoort, was heel wat van dieselfde inligting in die twee boeke, maar partymal is daar bietjie meer byvertel in Kronieke as in Konings of andersom. Dit leer vir ons oor die konings van Israel en Juda. En die geskiedenis dis sedert koning Saul en dan uiteindelik die ballingskap. So baie van die profete se profeseë oorvleuel met dit waarvan ons lees in Konings en Kronieke. Kom ons lees dit saam. Josia, koning Josia, was 8 jaar oud toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem regeer. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here en hy het die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 8ste jaar van sy regering, met ander woorde toe hy 16 was, toe hy nog 'n jong man was, het hy begin om die God van sy voorvader Dawid te dien. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te suiwer van hoogtes, gewyde pale, gesneede en gegote beelde. Hy het persoonlik toegesien dat die altare van die Baals verwoes word en die wierookaltare wat bo-kan die Baals altare gestaan het, laat stukkend slaan. Die gewyde pale en die gesneede en gegote beelde het hy stukkend gebreek, fyn gemaal en oor die grafte van die wat vir hulle offerandes gebring het gestrooi.
Die bene van die afgodspriesters het hy op hulle eie altare verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak en ook die stede van Manasse, Efraim en Simeon tot by Naftali en ook die ruïnes van die omgewing. Hy het dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewyde pale en beelde in stukkies gekap en al die wierookaltare stukkend gebreek. Daarna is hy terug na Jerusalem. In die 18de jaar van sy regering, toe hy 26 was, toe hy nog besig was om die land en die tempel skoon te maak, het Josia vir Safan seun van Asalia, die stadsbevelvoerder, Maasia en hoofuitvoerende beampte Joach seun van Joas gestuur om die huis van die Here God, sy God, te herstel. Hulle het die geld wat deur die Levitiese drempelwagte van die tempel ingesamel is in Manasse en Efraim en oral in Israel, Juda en Benjamin en by die inwoners van Jerusalem aan die hoofpriester Hilkia gaan oorhandig. Die geld is toegegee aan die mense wat vir die werk aan die tempel besorg en die het dit gebruik vir die heropbou en herstel van die gebou. Hulle het die geld vir die vakmanne en bouwerkers gegee om gekapte klip en balke te koop en die vertrekke wat onder die konings van Juda in verval geraak het, weer op te bou. Die manne het die werk met groot sorg uitgevoer. Die opsigters oor hulle was die Leviete, Jagat en Obadja en die Merari groep, Sagaria en Mesulam en die Keat groep. Die Leviete was mense wat almal bedrewe was in die speel van musiekinstrumente, maar hulle het ook toesig gehou oor die draers en het leiding gegee aan elkeen wat 'n taak moes uitvoer en watter soort werk ook al. Ook die administratiewe amptenare, die regsbeamptes en die poortwagte was Leviete. Terwyl hulle die geld wat vir die huis van die Here ingebring is, uitgehaal het die priester Hilkia die boek van die wet gekry. Die boek gekry met die wet van die Here, wat deur bemiddeling van Moses en Israel gegee is. Hilkia het toe vir die staatssekretaris vir Safan gesê, ek het die wetboek in die tempel gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en Safan het dit na die koning toegeneem en ook aan die koning verslag gedoen. Alles wat aan die amptenare opgedra is gedoen. Die geld wat in die tempel beskikbaar was, is uitgetel, oorhandig aan die opsigters en aan die mense wat die werk moet uitvoer. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Safan het vir die koning gelees wat daar staan. En toe die koning hoor wat die wet sê, het hy sy klere geskeur en die opdrag gegee aan Hilkia, aan Agikam seun van Safan en Akbor seun van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaja, die hoofamptenaar van die koning. Hier is die opdrag: gaan raadpleeg die Here namens my en namens almal wat nog oor is van Israel en Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van die boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die woord van die Here en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat in hierdie boek staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat op ons uitgestort gaan word groot. Hierdie manne, Hilkia en die manne van die koning is toe na die profetes Gilda toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salem seun van Tikwa, seun van Gasra en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. En hulle het haar gaan vertel waarom hulle gekom het. En sy het hulle geantwoord: ek het 'n boodskap van die Here, die God van Israel. Sê vir die man wat julle na my toe gestuur het. So sê die Here: ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners. Die volle straf soos dit opgeteken staan in die boek wat aan die koning van Juda voorgelees is. Want hulle het my verlaat. Hulle het offerandes gebring vir ander gode en my uitgetart met allerlei maaksels van hulle eie hande. My toorn word op hierdie plek uitgestort. Die vlam van my toorn sal nie geblus word nie. Maar sê vir die koning van Juda wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg. So sê die Here, die God van Israel: ek het daarop ag geslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woord wat jy gehoor het. En dat jy berou getoon het vir God toe jy hoor wat hy sê oor hierdie plek en sy inwoners. Dat jy jou klere geskeur het en gehuil het en voor my berou getoon het, sê die Here. Ek sal jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan en jy sal niks van die onheil wat ek oor hierdie plek en sy inwoners bring self beleef nie. Hulle het so gaan rapporteer aan die koning.
vanaf vers 30. Daarna is die koning na die huis van die Here toe met al die mense van Juda by hom, en ook die inwoners van Jerusalem, die priesters, die leviete, al die mense, groot en klein. En daar het hy alles aan hulle voorgelees wat in die boek van die verbond gestaan het, wat in die huis van die Here gevind is. Toe die koning op sy plek gaan staan, en 'n verbond met die Here gesluit en beloof om die Here te volg, en sy gebooie, verordeninge en voorskrifte, met sy hele hart en siel te gehoorsaam, en om die bepalings van die verbond, soos dit in hierdie boek vasgelees is, na te kom. Hy het almal wat in Jerusalem en Benjamin was, in die verbond ingesluit. Die inwoners van Jerusalem het gedoen wat die verbond van God, die God van hulle voorvaders vereis. Josia het alles wat vir God afskuwelik is verwyder uit die hele Israelitiese gebied, en almal in Israel verplig om die Here hulle God te dien. Solank hy geleef het, het hulle nie weggedraai van die Here, die God van hulle voorvaders af nie. Ek herhaal vir ons vers 26 en vers 27, nadat koning Josia hierdie manne gestuur het na die profetes toe, gee sy hierdie boodskap van die Here aan hom. So sê die Here, die God van Israel, ek het daarop aggeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het, en dat jy berou getoon het vir God toe jy hoor wat hy sê oor die plek en sy inwoners. Dis die Here se woord. Hy het gerus vir die ook. Daar's 3 dinge wat vandag in ons gedagtes is. Ons het sopas gesien hoe dat hierdie 5 kinders gedoop is. Ons het die woord verbond gehoor by die doop. In die tweede plek wil hy ons op 'n openlike manier vandag dat al is ons 2 verskillende kerke, 2 verskillende kerkverbande, dat ons hier as 'n gemeenskap van gelowiges saam is, dat die Here se kerk oor grense heen strek, daar waar mense dieselfde glo. En die derde ding waaraan ons vandag dink is die hervorming. So vanaf vir die kinders, die hervorming verwys na iets wat gebeur het in die 16de eeu, klomp eeue terug, waar die woord van die Here weer ontdek is. Waar mense weer die woord van die Here, die Bybel, in hulle eie taal kon hoor, en waar daar gepreek is in hulle eie taal, sodat hulle die evangelie kon hoor, en weer begin glo het in die Here. Die gesag van die woord begin glo het. Hierdie 3 dinge. Maar daar is een goue draad wat deur al 3 hierdie dinge loop. En dit is dat die Here deur sy woord met ons werk. Dat hy sy woord gebruik om van ons nuwe mense te maak wat hom opnuut dien. In die gedeelte wat ons nou gelees het, hoor ons wat gebeur wanneer die Here se woord weer ontdek word. Wanneer die rykdom daarvan weer raak gelees word. Kom ons kyk saam na die gedeelte. Die man van wie ons hier gelees het is koning Josia, en hy was 'n invloedryke man. Hy word beskryf as een van die mees invloedrykste konings van Israel. 14 geslagte voor hom het koning Dawid geleef, die goue era van Israel se koninkryk. Na hom bestyg sy seun koning Salomo die troon. En dan gebeur daar 'n tragiese ding, weens al die vroue wat hy van koninkryke reg in die wêreld sy eie gemaak het, en die afgoderry wat hulle saamgebring het, begin die volk Israel verval in afgoderry. Die ryk skeer in 2. Ons lees van Israel en Juda. Eintlik 2 koninkryke wat veronderstel is om een te wees. Die 10 stammeryk Israel en die 2 stammeryk, die noordryk en die suidryk. 13 geslagte verder kom koning Josia, die koning van die klein koninkryk van Juda. Hy kom met ander woorde in 'n tyd waar daar laag op laag op laag van afgoderry in Israel was. Ernstige verval. Dis 'n tyd waar mense selfs afgodsbeelde in die Here se tempel gaan sit het. En gesê het, nou buig ons voor die Here as ons voor hierdie beelde gaan buig. En daardie tyd het mense dit gedoen om op hierdie manier beheer uit te oefen oor die Here. Hulle
wou op die manier sy krag en sy mag vir hulle laat werk. Hulle bring 'n offer vir die afgodsbeeld en dan wil die beeld, die God wat deur die beeld uitgebeeld word, iets vir hulle doen. Ons hoor egter baie duidelik hoe dat Josia hervorming bring, verandering. In die tyd dat hy 16 is, begin hy volgens vers 3 om die Here, die God van sy voorvader Dawid te dien. Die tyd dat hy 20 is, begin hy om die afgodsbeelde uit die land uit te roei. En selfs in die Noordryk waar hy tegnies die koning was, daar was 'n ander koning. Die tyd dat hy 26 is, begin hy om die tempel te herstel. Die tempel is verwaarloos, weens konflik, oorloë, maar ook weens konings wat net nie omgegee het in die tempel nie. En dis wanneer hy dit doen, wat daar hierdie ontzagwekkende ding met hom gebeur. Iets wat hom tot in die fundament van sy lewe ruk. Ons het dit hier in vers 8 en 14 gelees. Vers 14 hoor ons hierdie treffende woorde. Terwyl hulle die geld wat vir die huis van die Here ingebring is uitgehaal het die priester Gilkia die boek gekry met die wet van die Here, wat deur bemiddeling van Moses aan Israel gegee is. Koning Josia stuur sy dienaars om die geld wat ingesamel is te gaan oorhandig aan die bouers wat die tempel moet herstel. En terwyl, op dieselfde tydstip, terwyl hulle dit doen, ontdek die hoëpriester iets by die tempel, 'n boek, die boek van die wet. Wanneer ons lees van die boek van die wet, het ons mooi verstaan waarvan hier gepraat word. Het verwys nie net na die 10 gebooie nie. In die oorspronklike taal is dit die Torah, wat vandag nog vir die Jode die eerste 5 boeke van die Ou Testament insluit. Die geleerdes sê vir ons dat hierdie boek wat gevind is heel moontlik Deuteronomium kon wees of dele daarvan of al 5 hierdie boeke, dis onduidelik. Maar wat duidelik is dat wanneer Josia hierdie boek se woorde hoor, tref dit sy hart diep. Hy sal weer terugdink aan die verhouding wat die Here oprig het tussen hom en mense. Terugdink aan die geskiedenis van Abraham, wat rou uit die heidendom gekom het. Die Here gaan soek hom. Isak, Jakob se 12 seuns, Josef in Egipte, die volk wat deur die 10 plaae uit Egipte gelei word. Die Rooi See, die wandeling in die woestyn, en hoe die Here gesorg het vir sy volk ten spyte van hulle sonde. Dis 'n genade geskiedenis waaraan hy sou dink. En dan sou hy dink aan die Here se gebooie. Dit wat die Here uit liefde vir hierdie mense gegee het, om hulle te leer hoe om te leef as sy kinders. Dit wat vergete geraak het. Mens wonder hoe dik was die laagstoel wat op hierdie boek gelê het. Die skrywer van Kronieke wil vir ons die klem laat val op die feit dat hierdie 2 dinge gelyktydig gebeur, dat terwyl hulle die geld bring om die tempel te herstel, ontvang hulle hierdie boek deur die Here se beskikking. Dis of die Here vir koning Josia en vir Juda wil sê, julle wil my tempel kom herstel met fisiese materiaal, maar ek wil my tempel herstel met my woord. Ja, dit was sommer enige tempel niks beteken. Dit waarmee daar 'n godsdienst kan wees, al is daar nie 'n kerk gebou. Wil jy die Here met sy volk kom werk? Die Here wil ons oproep om deur sy woord in 'n verhouding met hom te leef. Dis wat dit beteken om sy volk te wees. Bring ons dan by die volgende belangrike punt, en dit is dat die Here hierdie boek gebruik om hervorming te bring, verandering te bring in sy volk. Die Here gebruik sy woord om ons nie te maak. Dis wat met die reformatie gebeur het in die 16de eeu. Vandat die Bybel herontdek is in daardie tyd, nie meer net in Latyn gepreek is of gehoor is nie, maar in mense se eie taal,
het mense die evangelie weer gehoor en begin glo in die Here. En dit is 'n kerk uitgebou. Daarom het ons vandag duisende kerke reg oor die wêreld wat weer in sy woord glo. Nou 'n besonder kerke wat uit die gereformeerde tradisie kom. Maar dit het nie net toe gebeur nie. Ons lees hier van hervorming reg deur die Bybel. Die Here is konstant besig met hervorming. Vers 19 hoor ons hoe koning Josia reageer wanneer hy die boek se woorde hoor. En dit is eintlik treffend, daar staan, hy het sy klere geskeur en opdrag gegee aan mense om die Here te gaan raadpleeg oor hierdie boek. As mense sy klere skeur, dan is dit nie maar net woorde wat jy gehoor het by die een oor en dat dit uit is by die ander oor. Dit het sy hart getref. Jy sien, dis die eerste stap van hervorming. Josia skeur sy klere en dis 'n teken van sy hart wat geskeur is. As mens jou klere skeur, dan beteken dit jy het 'n ramp ervaar. Josia hoor die woorde van die boek en hy besef dat daar 'n ramp plaasgevind het. Dat sy volk die ware God verlaat het. Dat hulle hom nie meer ken nie. Dat hulle nie meer sy genade kan onthou nie. En hy besef ook die straf wat uitgespreek word in hierdie boek, dat mense wat wegdraai van die ware God af, dat hulle sy toorn sal ervaar, dat dit waar is. Sy hart is gebreek. En is gebreek met die feit dat sy volk, die God wat hulle met soveel liefde deur die eeue gedraai het, verlaat het. Hoor jy al hoe hervorming in ons lewens plaasvind? Die Heilige Gees begin op hierdie plek, op hierdie punt. Dis wanneer sy woord ons harte binnendring en ons oortuig van ons eie verlorenheid, dis ons op ons eie voete voor God kom staan as ons verlore. Dis wanneer dit gebeur dat hervorming plaasvind. Wanneer ons die woord lees, dan ontdek ons hoe gebroken en gevallen ons wêreld is. 'n Wêreld wat so heerlik en mooi is, wat ons so verlang na 'n wêreld waar alles reg is. Maar is stikkend. Nou stikkendheid is ook hier binne. Dis die eerste stap. Sien om die Here te verlaat en ander gode te dien, is om iets of iemand anders in sy plek te sit en op daardie ding te vertrou, te sê, hier is my lewe. Maar die tweede belangrike ding van hervorming vind ons ook in hierdie gedeelte. Ons vind dit in Josia se reaksie. Kyk weer gerus na vers 26 en 27. So sê die Here, die God van Israel, ek het daarop aggeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het, dat jy berou getoon het vir God toe jy hoor wat hy sê oor hierdie plek, en dat jy jou klere geskeur het en gehuil het en voor my berou getoon het. Die Here maak aan die belofte aan hom en sê, ek sal jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al die wondere wat ek oor hierdie plek in sy manuskrip self beleef nie. Jy sien, in die eerste plek kom erken ons voor die Here ons gebrokenheid, ons verlorenheid. Maar in die tweede plek moet ons hierdie woorde hoor. Die vrede waarvan hier gepraat word is vrede wat dui op herstel. Op 'n wêreld waar alles weer reg is vir altyd. Dis die bekende woord Shalom. Dit laat mense dink aan die volkome herstel waarvan die Here op soveel plekke in die Bybel praat. En die kern hiervan is dat die Here se toorn, die straf op sonde finaal afgewend is. Dit word nie meer op mense uitgestort nie. Die verhouding met hom is reggemaak. Dit is hoor duidelik dat hierdie tyd op ewige herstel, want die Here praat hier daarvan dat koning Josia in vrede in sy graf sal ingaan, dat hy niks van die onheil sal beleef nie. Maar dit is ook 'n vrede wat in die hede kom werk. Voordat ons verder hierna kyk, moet ons al verstaan hoe hierdie genade, hierdie vrede moontlik is. Die boek Kronieke is vir ons so geskryf om vir ons te vertel van hierdie konings
En dit gee nie vir ons 'n rooskleurige prentjie nie. Dalk 'n beter prentjie as die boeke Konings se weergawe. Hulle het verskillende doelwitte gehad. Maar dit is so geskryf sodat ons kan sien dat aardse konings gebroke en hopeloos is. Dat aardse konings geen hoop vir ons ewigheid bied nie. Dit is so geskryf dat ons sal verlang na die ware koning. Ja, een wie se naam dieselfde betekenis as Josia het. In die Nuwe Testament lees ons van hom Jesus. Die koning wat sou kom op grond van die belofte wat die Here gemaak het, dat hy 'n koning vir ewig op sy troon sal hê. Hy is 'n koning wat nie maar net sy klere geskeur het, maar sy liggaam geskeur het vir ons, sodat ons mag leef. Hy is 'n koning wat nie berou moes hê oor sy eie sonde nie, want hy is sondeloos. Maar hy het kom sterf vir ons sondes. Hy is 'n koning wat ons onderstel in ons verhouding met God, met die Vader. Dat ons nie maar net kan lei soos Josia om te kom staan voor die Here en te sê, ek wil weer aan U vashou in die genade. Hy is 'n koning wat daardie genade in werklikheid wil maak in ons harte. Terug by hierdie vrede wat hierdie koning vir ons bring. Ons lees dat Josia die woorde van hierdie boek gelees het vir die volk. Daar staan dat al die inwoners van Jerusalem en die omliggende gebiede, die priesters, die leviete, groot en klein, almal saam met hom daar by die tempel was, en hy het op sy plek gaan staan en 'n verbond met die Here gesluit, waarin hy beloof het om die Here weer te volg en om met sy hele hart en siel te gehoorsaam. En dan lees ons hoe dat hy die hele volk hierby insluit. Sien jy waarin hierdie hervormingsproses lê? As ons aan die een kant kom erken dat ons gebroke en sondige mense is, maar aan die ander kant erken dat daar vir ons genade is, dan word ons weer in 'n verhouding met die ewige God gestel. Soos ons pas gehoor het, vir 'n bond dui op 'n kontrak, vir 'n ooreenkoms. Maar as jy 'n kontrak gegrond in 'n verhouding, deur hierdie verhouding verbind die Here ons opnuut tot gehoorsaamheid. Ons sien hier hoe dat daar iets gebeur het. Dit is nie maar net woorde nie, maar ook dade. Waar iets daadwerkliks gebeur. Wanneer ons in vers 33 hoor dat Josia alles verwyder het wat afskuwelik vir die Here was, dui dit daarop dat die volk die Here weer begin dien het. Dat hulle weggeloop het van hierdie afgode. Dat die Here dit kom breek het in hulle harte. Ons hoor herhaaldelik hoe dat hierdie afgode stukkend gekap is. Die gewyde pale is afgekap. Dit is vergrys. Niks daarvan het oorgebly nie. Jy sien, die Here wil ons kom leer om so voor hom te leef. Om hom te dien as ons enigste ware God. Ons identiteit, die sin vir ons lewe, ons hoop, ons hele bestaan om hom te kry. Wanneer ons hom so kom dien, dan kom maak hy ons harte los van valse gode. Dan begin ons energie en ons tyd, ons lewe vir hom uitstort. Weet jy wat 'n belofte hou dit in wanneer die Here se woord weer ontdek word? Wanneer ons die evangelie hoor? Die Bybel sal ons harte kom skeer. En dit mag dalk moeilik of seer wees wanneer ons dit hoor. Maar dis 'n pad van die lewe. Dis 'n pad van lewe in oorvloed. Ouers wat vandag hulle kinders gebring het om gedoop te word, leer hulle die evangelie. Mag hulle die woorde van hierdie boek vind. Mag hulle dit by julle hoor. Gemeente sê ons Here, bou aan die Here se kerk. Doen dit met al die energie en tyd, maar doen dit veral deur sy woord. Ons het die evangelie van 'n koning wat homself gegee het, sodat ons vir altyd mag leef. Amen.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, U ken ons elkeen, U weet waar ons is, soos ons vandag hier sit. U ken ons bekommernisse, U ken ons vrese. U weet waar ons so graag wil vashou in die lewe om sin en identiteit te kry. Ag Here, U weet wat ons kwaad maak en wat ons seer maak. U deurgrond ons. Vader, wil U ons in ons harte kom raak deur U woord. Dat ons die nuwe lewe mag ervaar. Here, ons bid dit in besonder vir U kinders wat vanoggend geloop is, vir al ons kinders. Here, wil U hulle geloof bevestig en versterk en groei. Vader, ons bid dit vir ons kerke. Ons dink in besonder aan NG Kerk wat saam met ons hier is, wat hulle gebou weer moet inbou. Wil jy ook dra in hierdie tyd? Wil jy wees met hulle kerkraad en leer? Ons bid dit ook vir ons gereformeerde kerk. Ons bid vir die Family Church hier ook aan die pad. Ons bid vir ander kerke hier in ons omgewing. Dat ons op die gesag van U woord alleen sal staan. Dat ons hier getuies van U mag wees. Here, ons dink aan mense wat swaar kry in ons land. Here, U ken die armoede wat hier leef. U ken ook die geestelike armoede. Wil U ons leer hoe om as gelowiges hier te leef as mense wat 'n verskil maak. Ons bid vir ons regering. Wil jy dit tog lei, en Vader, as U wil, as U gee dat daar gelowiges daar mag wees. Ons is so lief vir hierdie land, maar dit maak ons ook so hartseer wanneer ons sien wat hier gebeur. Dankie vir U troos, en dat ons erfenis by U is. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gewoonlik het ons, tenminste in ons diens het ons gewoonlik nou 'n geleentheid om die liefdegawes te gee of die kollekte. Vandag is altyd die kollektes by die deure. Dit is ook 'n manier waarop ons kan antwoord op die Here se woord. Een van die sakkies gaan dan ook na Dirk Bos na Oudhuis, die sakkie aan die linkerkant. Voordat ons weer die Here se seën ontvang, kom ons sing saam lied 530 vers 1, 2 en 3. Ek wil dit lied ook voor my kry. Dis 'n bekende bereiding van 1 Korintiërs 13, praat ek mense enkele tale. Maar dit is nie liefde nie, dit is my woorde, holse woorde en klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, of berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Kom ons sing dit hartlik saam.
seën ontvang het, sodat ons ook nog 'n lied mag sing. Kyk nou hoe die Here u seën. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee.